Goeiemorgen, dit is vrijdagochtend, die 27ste Junie 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En dit is nou 4:15 in die oggend en dis baie koud hier buite. Ek sien ons maksimum temperatuur vandag draai op 9 grade en wie ook al die koue deurstuur hier na Appington toe. Julle moet dit daaronder in die Kaap stop. Dis hoekom die hoë berge mos daar is, maar nou ja, ons weet dit raak maar net so koud en koel hier in die Kalahari. Ek wil eerstens dit net noem dat môreoggend vertrek ons natuurlik op besoek aan ons Namibiese lede en ons sal die 15de Julie terug wees. Wat beteken my daaglikse uitsendings sal nie so gereeld en getrou kan wees as wat dit nou is nie, want dit hang alles af van waar ons is en of daar sterk sein beskikbaar is om 'n uitsending te maak en om dit dan op te laai. Nogtans gaan ek my bes probeer, dieselfde met die Bosberaad. Ek sal my bes probeer om vir julle soveel as moontlik te gee om te luister. En neem net kennis dat maandag aand se opname van die superkletsers word weer môreoggend aan almal uitgesaai en dan gisteraand se Bosberaad word publiek gemaak op maandagoggend. Dan kan julle almal dit kyk en dit sien en beleef. Ek gaan vanoggend so 'n tydjie stil staan by die regering van nasionale eenheid wat al hoe meer en meer krake begin wys oneenigheid wat bestaan, dat sekere koalisievennote minder aandag kry as ander, minder erns daaraan gegee word. En ons het nou die geval gesien van adjunkminister Andrew Whitfield, wat verwyder is deur Pinocchio Ramaphosa oor die eenvoudige rede dat hy blykbaar nie toestemming gehad het om oor see te reis nie, toe hulle vroeër vanjaar uit die aard van die saak vir Washington gaan besoek het na Donald Trump se aankondigings. En John Steenhuisen is woedend oor die aangeleentheid, omdat daar juis so baie polemiek bestaan rondom die feit dat daar geen verantwoordelikheid gedoen word deur ANC aangestelde ministers en adjunkministers se reise oor see nie. So dit voorspel vir ons op die ou einde van die dag niks goeds uit nie. Nou, ons het ook gesien dat die afvaardiging van die Vryheidsfront Plus, die landbouorganisasie SAI en dan 'n werkgewersorganisasie, onder andere dan onder Corneille Miller, Dr. Theo de Jager en Gerard Papenfoes, het hulle na na Washington gereis om ook sekere standpunte te gaan opklaar. En hulle het blykbaar baie goeie vergaderings gehad en daar was beeldmateriaal daarvan verskaf. En ons sien dan ook dat Amerika het 'n paar voorwaardes gestel vir die normaliseringe van betrekkinge tussen die VSA en Amerika, VSA en Suid-Afrika. Die koue laat my vashak vanoggend, struikel oor my eie tong, maar dit sê ten minste dat ons is nie AI nie, nee. Ons kan ook foute maak in die proses. Maar daar is 'n lysie gegee van goed wat eers moet regkom, en die eerste ding het dan gegaan rondom grondonteening. Grondonteening sonder vergoeding mag nie voortgaan nie. Dit moet nie gebeur nie. Dan moet vergoeding wees wanneer grond onteien word. Dan moet die kill the farmer, kill the boer liedjie moet veroordeel word deur die regering. Dit moet beskou word
en verklaar word as dat dit verkeerd is. En dan die volgende ene is dat alle Amerikaanse maatskappye moet van BEE vrygestel word en geen gratis aandele geld mag aan enige lede as gevolg van BEE nie. Dit beteken inherent waarskynlik ook maatskappye soos Kentucky, McDonald's en wie ook al almal uit Amerika uit hier opereer en hier in die toekoms wil opereer. Dit sal baie hard en duidelik dan nou uitgespel moet word en ons sien dan dat dit as voorvereistes gestel word. Daar was nog ene gewees wat nou op die oomblik my kop ontglip, dat ek net kyk of ek dit nie hier ergens raak sien nie. Ja, en die vraag bly natuurlik grootendeels of enige iemand binne die regering gehoor gaan gee aan hierdie voorwaardes. Ja, hier is dit. Dat ek net kyk, wat kry ek daaruit? Ja, dit natuurlik daar met die Trump-administrasie gaan gesels oor die normaliseer van verbindings en blykbaar 'n goeie gesprek gewees. Plaasmoorde moet as 'n prioriteitsmisdaad verklaar word. Dis die vierde ene. So het wil sê, plaasmoorde moet 'n prioriteitsmisdaad word. Die liedjie Kill the Farmer, Kill the Boer moet ondubbelsinnig in die openbaar deur die ANC regering as onaanvaarbaar verklaar word. Dan die onteiening sonder vergoeding mag nie so iets wees nie. Dis botsend met 'n paar dinge, internasionale wette en reëls en dit moet dan ook nie afgedwing word op Amerikaanse installasies of besighede in Suid-Afrika nie. Ons het al in die verlede gesien dat Starlink wel daardie vrystemming gekry het om so te kom opereer. Ek weet nie wat die vordering van daardie onderhandelinge was nie. Maar hoe dit ook al sê, op hierdie Vrydagoggend is dit vir my baie duidelik dat Suid-Afrika geensins vorentoe beweeg nie. Die regering van nasionale eenheid is op wankelende voet. Amerika sê pertinent wat hulle soek van Suid-Afrika om verhoudings te normaliseer en ons weet nou al dat die ANC nie daaraan gehoor gaan gee nie, want hulle wil mos bewys aan die wêreld hoe onafhanklik, hoe sterk hulle is. En ergens in die agtergrond blaf Julius Malema dat daar moet nou 'n Afrika mag saamgestel word, 'n mag vanuit die hele Afrika om Amerika, Rusland en China die hoof te kan bied, met ander woorde teenstand te kan bied. Nou dis 'n belaglike voorstel, maar dit is wat sy opinie. Dit doen niks om die situasie te stabiliseer in die wêreld of in Suid-Afrika nie. En ek dink ons stap elke dag nader en nader na groot probleme en ons moet onsself die vraag afvra, waar bevind ek myself in hierdie prentjie, in hierdie situasie? Is ek besig om te sien wat gebeur of is ek blind, staar net vas teen die hoofstroom media se beriggewing dat alles so wonderlik is in Suid-Afrika, dat alles reg is. Dit is interessant hoe buitestanders wel die probleme raak sien, maar nie mense binne in ons eie land nie. En die tyd het nou gekom waar ek en jy ook besluite moet neem. Waar ons sal moet besluit, waarheen is ons op pad, wat gaan ons doen, wat gaan ons nie doen nie. En die belangrikste van dit alles is, jy moet 'n noodplan in plek hê as dinge sou skeefloop, sodat jy weet wat om te doen. 'n Plan in die agterkop is beter as 'n verdraaide en verwronge beeld dat jy in 'n veilige Suid-Afrika
woon en die mite dat die polisie en die weermag jou sal kan beskerm. Ek en jy weet dit kan nie gebeur nie, dit sal nie gebeur nie, daar's nie 'n wil nie. En al verklaar hulle byvoorbeeld plaasmoorde as 'n prioriteitsmisdaad, gaan daar steeds niks gebeur nie. Die versoek dat hierdie prioriteitsmisdade deur die valke ondersoek moet word, gaan ook nie realiseer nie. En dit sal maar weer eens 'n polisieman wat na 'n paar ure op 'n toneel aankom, gaan al reaksie wees soos nou en vorentoe. Daar gaan nie iets verander nie. Nou mense, al die politieke wat gaan oor die misbruik van vliegtuigkaartjies, dit gaan oor alle traginale goedjies, maar hulle kom nie by ons as mense uit nie, en die belange van die Suid-Afrikaanse bevolking word nie na omgekyk nie. En eintlik vra die Suid-Afrikaanse bevolking baie min. Hulle vra om in vrede en veiligheid te lewe, die reg om besigheid te doen, die reg om hulle eie taal en kultuur uit te leef en die reg om in eie terme skool te gaan. Is dit te veel gevra? Blykbaar is dit. Want dit maak nie deel van hulle agenda uit nie. Want jou sosialisties georiënteerde groeperinge soos die ANC, MK, EFF, is definitief nie in staat om planne vir hulle self vorentoe te maak nie. Hulle staar hulle vas teen die dogma van beleid wat verouderd is. Hulle bewys hulle het nie die nodige buigsaamheid nie. Hulle kan nie aanpas nie. Hulle kan nie verander nie. Want as hulle nie daai geskrewe teks volg nie, dan kan hulle niks op hulle eie doen nie. En daarom moet ons voorberei. Daarom moet ons gereed wees vir enige iets wat langs die pad kan gebeur. En iets gaan gebeur. Dit moet julle onthou. Iets gaan gebeur. Dit kan nie aangaan soos dit nou aangaan nie. Al is jy hoe optimist ten opsigte van die toekoms van Suid-Afrika, moet die harde realiteite van mislukking en verval jou tog tref. Moet jy dit mos raak sien. Maar mense is horende doof en siende blind en karring maar net aan en wil hul gemaklike lewens voortsit en wil nie hoor van probleme wat oor ons pad kan kom nie. En mense, daai probleme is reeds hier. Die regering sal nie die vereistes van Amerika toepas nie. Hulle sal 'n afgewaterde weergawe daarvan probeer deurdruk, asof dit die vereistes aan sal voldoen, sodat hulle sal dit probeer bullshit, met ander woorde. Hulle sal probeer om iets te doen om die Amerikaners te bullshit. Maar die Amerikaners gaan nie val daarvoor nie. Hulle gaan nie val vir enige BS wat iemand nie vorendag gaan kom nie. Maar ek en jy bly die hoofslagoffer in dit. Daarom is dit my en jou verantwoordelikheid om voor te berei vir 'n baie moeilike tyd wat voor lê. En as ons nie gaan voorberei nie, gaan ons nie gereed wees nie en gaan ons vasgevang word in chaos wat ons nie sal wil hê nie. Maar as jy voorbereid is, dan weet jy ten minste wat jy moet doen, waar jy dit moet doen, en die belangrikste daarvan is dat jy eers moet oorleef voordat jy jouself op welvaart kan beroep. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en onthou, ek doen 'n heruitsending van gisteraand se bosberaad op maandagoggend en ek sal kyk of ek teen dinsdagoggend weer vir julle 'n aflewering praatjie dan het. Lekker dag daarso. Het ek gesê geniet jou kondensmelk koffie, indien ek dit nie gesê het nie, sê ek dit nou maar net weer en maak hom sommer ekstra soet. Lekker in hierdie koue. Niks wat koue teenstaan so 'n lekker ou soet dingetjie langs die pad nie. Mooi loop.